Numeri hoofstuk 10. Die Here het verder vir Moses gesê: Jy moet 2 trompette maak van suiwer silwer wat uitgerol is. Jy moet dit gebruik om die hele vergadering bymekaar te roep. Gebruik dit ook wanneer kamp opgebreek word. Die hele vergadering moet by jou by die ingang van die tabernakel bymekaar kom wanneer daar op beide trompette geblaas word. As daar egter slegs op 1 trompet geblaas word, moet slegs die stamleiers by jou bymekaar kom. Die kampe aan die ooste kant moet eers opbreek wanneer die alarm vir die eerste keer geblaas word. Die kampe aan die suidekant moet volgende opbreek wanneer daar vir 'n tweede keer alarm geblaas word. Wanneer kamp opgebreek word, moet daar alarm geblaas word. Indien die hele vergadering by jou bymekaar moet kom, moet daar slegs gewoonweg geblaas word, maar daar moet nie alarm geblaas word nie. Dit is die taak van Aaron se seuns om op die trompette te blaas. Hierdie instruksie geld vir ewig, van geslag tot geslag. Wanneer julle in julle land kom en die vyand kom om teen julle oorlog te maak, moet julle alarm blaas op die trompette. Dan sal daar aan julle gedink word in die teenwoordigheid van die Here julle God, en hy sal oorwinning aan julle gee oor julle vyande. Op vrolike dae en op julle feeste en aan die begin van die maand moet daar op die trompette geblaas word by julle brandoffers en dankoffers. Dan sal daar aan julle gedink word in die teenwoordigheid van julle God, want ek, die Here, is julle God. Op die 20ste dag van die tweede maand, dit was die tweede jaar, het die wolk opgestyg van bo in die tabernakel, waar die getuienis in is. Toe het die Israeliete van plek tot plek getrek, vanaf die Sinaï-woestyn, tot waar die wolk tot rustig gekom het in die Paran-woestyn. Deur die diens van Moses het hulle vir die eerste keer op bevel van die Here kamp opgebreek en verder getrek. Onder die vaandel van die stam van Juda het die eerste leerafdelings kamp opgebreek en weggetrek. Nagson, die seun van Aminadab, was in bevel van die stam van Juda. Netanel, die seun van Suar, was in bevel van die stam van Isaskar. Eliab, die seun van Gelon, was in bevel van die stam van Sebulon. Daarna is die tabernakel afgebreek. Die nageslagte van Gerson en Merari, wat die tabernakel moes dra, het volgende kamp opgebreek en weggetrek. Onder die vaandel van die stam van Ruben het die volgende leerafdelings kamp opgebreek en weggetrek. Elisur, die seun van Sedeur, was in bevel van die stam van Ruben. Selumiel, die seun van Surisadai, was in bevel van die stam van Simeon. Eljasaf, die seun van Reuel, was in bevel van die stam van Gad. Die nageslag van Keat, wat die voorwerpe van die heiligdom moes dra, het volgende kamp opgebreek en weggetrek, want die tabernakel moes reeds opgeslaan gewees het wanneer hulle by die volgende plek aankom. Onder die vaandel van die stam van Efraim het die volgende leerafdelings kamp opgebreek en weggetrek. Elisama, die seun van Ammihud, was in bevel van die stam van Efraim. Gamliel, die seun van Pedasser, was in bevel van die stam van Manasse. Abidan, die seun van Gedoni, was in bevel van die stam van Benjamin. Onder die vaandel van die stam van Dan het die volgende leerafdelings kamp opgeslaan en weggetrek. Hulle het die agterhoede van al die leerafdelings gevorm. Agieser, die seun van Amisadai, was in bevel van die stam van Dan. Pagiel, die seun van Ogran, was in bevel van die stam van Aser. En Agira, die seun van Enan, was in bevel van die stam van Naftali. Dit was dan die volgorde waarin die leerafdelings van Israel kamp opgeslaan en weggetrek het. Toe het Moses vir sy swaar Gobab, die seun van die Midianiet Reuel, die skoonpa van Moses, gesê: Kyk, ons is op pad na die plek waarvan die Here gesê het, ek gee dit aan julle. Waarom trek jy nie saam met ons daarheen nie? En ons sal sorg dat dit ook met jou goed gaan, want die Here het net goeie dinge aan die Israeliete beloof. Hy het vir Moses geantwoord: Nee, ek sal nie saam met julle trek nie. Ek wil eerder teruggaan na my land en my mense. Daarop sê Moses: Moet asseblief nie van ons weggaan nie, want jy ken die woestyn en weet waar ons moet kamp opslaan. Jy is ons oë. Trek saam met ons, en ons sal al die goeie dinge wat die Here aan ons gaan gee, ook aan jou gee. Vanaf die berg van die Here het hulle 3 dagreise ver getrek.
Die verbondsark het ook 3 dagreise vooruitgetrek om 'n rusplek te vind. Wanneer hulle kamp opgebreek en verder getrek het, het die wolk van die Here gedurende die dag bo hulle gehang. En Moses het telkens wanneer die ark wegtrek gesê: "Trek op, Here, en verstrooi al die vyande wat u haat, en laat hulle uit u teenwoordigheid wegvlug." En as die ark dan weer tot ruste kom, het Moses gesê: "Here, kom nou weer terug na die 10.000e van Israel."